Vriende, familie, goeiemiddag en baie welkom by hierdie baie spesiale geleentheid. Ek sê dit, is seker cliché wat my sê, maar mens beplan nie so iets nie. Ons sou 'n paar dae terug nooit gedink het aan so 'n geleentheid en veral Susan. Sy was 'n lewende stukkie energie. En maar sy beweeg het dit altyd om haar geglimlag, of daar was 'n gepraat, of daar was 'n geskerts. Dit was Susan. Sy het die lewe voluit gelewe. En ek sal altyd so onthou. En ek hou van die stukkie musiek, waar ons nou ook die diens begin. Ek was bevoorreg, ek was in Mauritius en sulke plekke, en sy typiese lekker, sy sjaalmusiek en wat ook al. En nou dink ek terug aan hulle in Mosambik. Bietjie anders as wat ons op hier lewe, hulle uitdagings gehad en baie met die plaaslike volk te doen gehad, dat ek dink aan 'n vry lewe, 'n vry wêreld. En dit is ook Susan sal onthou. Baie welkom aan almal, veral aan die kinders in die besonder. Ons innige meegevoel aan Bianca, Fred, Zani, met julle families, skoonfamilie en kleinkinders. Mag die Here vir julle seën en versterk, en ook van die familie van Susan wat hier is, en aangetroude familie, mag die Here julle versterk en vir julle seën. Kom ons sit net so, ons sluit die koning bid ons saam. Ons God en ons Vader, baie dankie dat ons altyd weet, U is by ons. En dankie dat ons vandag ook met hierdie baie spesiale geleentheid en lewensviering, Here, ook kan bid vir U getroue teenwoordigheid. Dankie dat U hier is, Here. Dankie dat U haar geken het. Dankie dat U, Here, haar lewe geken het. U het haar beplan, U het 'n droom gehad vir haar. En Here, ons glo dat daai droom uitgeleef met die beste van haar vermoë. My gebed, Here, dat U ons sal seën vandag, dat U vir ons sal dra, dat U deur die woord ons sal bemoedig en vertroos, Here, maar ook vir ons die weg vorentoe uitwys, dat ons sal vashou totdat U vir ons kom haal, Here, op watter wyse ook al. Weet ons lewe vir U en ons sterwe vir U. Seën vir elkeen en mag U naam geheilig word in hierdie dag en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ons is hier om 'n laaste eerbetoon te doen aan Susan Warren, gebore, wat sal van gewees? Versagie, Oosthuizen sê jy. My vrou is Oosthuizen, hoor. Ek gaan sien, sy beweeg al oor die van uitkom. Versagie, sy is gebore Versagie, Susan Warren, gebore 21 Junie 1958, oorlede net so 3 dae voor haar verjaardag, 18 Junie 2026. Ons het die diens begin deur net 'n slideshow, 'n verskeie vertoning te kyk, ook vir mense wat op streaming, dis 'n mooi woord, sal ons kyk vandag baie welkom aan die almal, reg oor die land en baie is selfs internasionaal. Mag die Here vir U seën by die laaste eerbetoon vir Susan Warren. Kom ons kyk wat op die skerm sal opkom van haar lewe. Met vir die vrede wat met God kan
in haar lewe en in dit wat baie van ons herken en sien in haar. En ek verstaan die liedjie was nog die laaste liedjie wat sy vir haar broer gestuur het. Nee, vir haar seun gestuur het. En ek is so bly jy die liedjie kon afspeel, terwyl jy maar kontak met daai liedjie gehad het. Dit was fantasties, dit was pragtig, dit was baie mooi. Vriende van familie, ons gaan die eerste lied wat ons gaan saamsing, die woorde gaan op die bord wees, O Heer my God, ek dink is baie bekend aan almal, so kom ons staan op, en dan gaan ons daai lied saamsing.
Ag, dankie, kind se plek neem. Wonderlik as mens as kinders van God hier sit, en jy besef dit is all about Jesus. Dit gaan erom volgende. Vriende en familie, ek gaan 'n kort gedagte net met die deel, en vertrou dit gaan nie vir u vertroosting en versterking bied. Ek dink 15 jaar plus minus gelede was die meeste van ons ook hier by mekaar, toe ons Festinus begrawe het. En ek onthou ook die groot geleentheid wat dit was, die hartseer geleentheid. Ons ken die geskiedenis, ek is baie bevoorrecht om so plus minus 18 jaar die familie te ken. En ja, ons het goeie tye saam gehad. Ons 'n bietjie meer sê daaroor, 'n bietjie later. Ek lees 2 gedeeltes opgeteken op Psalm 139. Ek weet jy is 'n predikant onder ons en geestelike mense, so ons ken die woord. En Psalm 139 is baie bekend, maar dit is so mooi as dit gaan oor ek as mens. Dawid sê, Here, U grond en U ken my. U ken my sit en U ken my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weer goed bekend. Kan jy sê, dis skerry? Dis skerry. Vir die kind van God is dit wonderlik. Maar vir iemand in die Here ken jy skerry. Want hy sê, U deurvors my, gaan in my lê, en U is met al my weer bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, sê Dawid, te hoog, ek kan nie daar by nie. Waar sal ek heen gaan van U gees? En waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doener uit my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei, en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie. En die nag gee lig, soos die dag, die duisternis is soos die lig. Dan sou Dawid terugkom na homself toe. Hy het hierdie wondere beskryf. Sê, want U het my niere gevorm. My in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebede was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oor my ongevormde klomp gesien. En in U boek is almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is daar vir my U gedagtes, o God, hoe geweldig is so 'n volle som nie. Want ek wil hulle tel, hulle is meer as die sang, word ek wakker, dan is ek nog by U, en ek gaan daar stop. Want vervolgens gaan ek bietjie na die wêreld buite toe, en hy sien hoe ewig is dit buite, en ek wil nie daarom praat vanoggend nie. Filippense 1:21 sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Nou kom ons begin by lewe, die eerste aangedeelte van die woord, wat hy sê. Vir my is die lewe. Vir Susan Visagie was die lewe dat 'n vonkel in haar pa en ma se huis begin 21 Julie 1958. As jong mense nie, dan dit was so lang terug nie. Dis ver terug, maar het voel soos 'n oomblik. Toe is sy gebore. Toe is sy gemaak. Toe was daar in pappa en mamma se huis 'n vonkel. Hier's 'n Susannetjie gebore. En Susan is gebore, pappa die na Donald se sake toe gehardloop, wat 'n kantoor ook al was, dit was ons pa se werk, terwyl ma in die moeder se mond gelê het.
nie so hoog soos moedersmond. Maar die moedersmond gelê, by die hospitaal, het papa gaan binne 2-3 dae, hy gaan binne ons saak te hardloop, en op ma se instruksie, die regte naam gespel, en sê, my dogtertjie se naam gaan dit wees. En dit het gebeur, sy is geregistreer, as Susan, met haar name, en as Visagie. En daar het haar lewe begin. Daar het 'n ongevormde klomp uiteindelik in samestelling na 9 maande in die moederskoot, het daai ongevormde klomp 'n weesietjie gewees, wat jy net kon kuddel, en net kon vashou, en net kon bemin. En Susantjie is gebore, en sy het opgegroei, en sy is laerskool toe, nog in die goeie dae, ons is heel wat ouer mense, daar het nog lemoene uitgedeel in pauze. Duide dat in die bottels, koeldrank en melk was bottels gewees, en ons het eenmaal 'n maand of 3 maande aan jou na bussie gelaai, dat jou die naaste tandarts toe gevat, ek weet nie in Pretoria was het so, en dan het die kinders se tandjies gaan kyk, en dit was 'n wonderlike tyd. Daar het ons ook lemoene pauze geëet met netbalwedstryde en rugbywedstryde, want daai daai tyd. Dis die tyd waarin Susan groot geword het. En sy het opgegroei, en sy was laerskool toe, en sy was hoërskool toe. En soos enige goeie pa, toe sy van 'n 6 toe gaan, toe weet pa moeilikheid, nou moet ek begin doppe. Sy is ook al 'n mooi vrou, maar sy het mooi geëindig op. 'n pragtige kind wat sy was, het sy opgegroei, en sy het ook begin kuier, en vriende gehad, en vriendinne gehad, en sy het die volle lewe geleef, en sy het 'n mooi mens geword, en sy was deel van die lewe. En as ek kyk na haar lewe, dan sien ek hoe sy opgegroei het, hoe sy op 'n stadium besef het, Christus is my lewe, en haar hart waarskynlik op 'n jong ouderdom vir die Here gegee, en gesê, Here, van nou loop ek die pad wat U wil hê ek moet loop. As ek kom by Susan, dat 'n dag weer in haar lewe aangebreek, waar in Bianca jy is eerste nie. Hier was jy bederf, was vir 'n kwynige. Maar die eerste kind is 'n modelkind. Sy moet vir almal klavier speel, sy moet vir almal sing, is daar, kyk my dogtertjie, dis Bianca, kom sy kom met Tanya hallo. Ag, kyk, hulle is sy, ja, so jy gaan, ek moet die sussie kon agter jou wegkry. Later en Boetie is bederf, ek weet dit, maar toe maar los en al. Maar daar is Bianca gebore, en die tweede enetjie was Freddie, en toe kom klein Zanietjie. En die 3 is gebore, en hulle huis was 'n wonderlike huis gewees, en hulle was 'n familie gewees, en hulle was deel gewees van 'n wonderlike grootword, en 'n wonderlike opbrengs gewees. En papa was daar, en mama was daar, en dit was 'n wonderlike lewe gewees. Verstienis was deel van hierdie lewe, van die kinders grootmaak, en opgroei, en wanneer my saamgaan. En het was hulle 'n wonderlike familie, wat groot geword het, en deel geword het vir mekaar. En so daar ook 'n tyd gekom dat die kinders toe deurbeweeg en in die huis uit is. Wie was die slimste van julle? Okay, ons speel daai op tof nou. Al 3 steek hand op. Wie was die stoutste? Bianca, sorry. 2 uit 3, Ching Chong Chai. Hy was die stoutste. Wie was die gehoorsaamste? Zani was gehoorsaamste. Wie is die meeste bederf? Ja, ek neem Zani, want sy was die kleinste. Wat dit was 'n deel van die huis, julle Monopoly gespeel. Ja, en games gespeel, en het julle 'n bietjie sport gedoen ook? Ja, van julle het sport gedoen, en kunstwedstryde, en al die goed, en ma was deel van dit gewees. En toe op 'n stadium toe beweeg julle as kinders uit die huis uit. En nou sit julle kinders hier met kinders. En as agterklein kinders en daar's kinders en kleinkinders, en dis deel van die lewe. Maar op 'n stadium wat ek van Festinus, hulle kan nou Festinus en Susan, toe hulle saam was, het daar 'n bediening begin waar Festinus 'n roeping op sy lewe gehad het, om as sendeling te gaan werk. En dis wat hulle leer ken het. En ek was toe net hier gewees, en toe ek hier aankom in die kerk, en ek gehoor daar's 'n sendelingpaar in hierdie kerk, wat ons as gemeente ondersteun en so meer. En op 'n stadium toe ontmoet ek hulle, en ek sien toe wie Festinus is, en wie Susan is. En hulle was baie energieke, aangename mense gewees.
dierbaar gewees. Nou, Festinus was Tannie Gertie's geseën het. Dis reg nie, Jeanette? En jy is Festinus se sussie. Dis reg. En hulle het baie tyd hier spandeer, omdat Festinus se ma en sussie hier gebly het. Wanneer sy Afrika toe gekom het, dan was hulle daar en het saam gekuier en ons het gereeld in die gemeente gesien. Ek onthou die dag toe Festinus die groter aanpak van 'n fietsren uit Oosoppiek uit, deur die Nelspruit en daai plekke, en oral het ons staan, ons het 'n hele dagie gehad, tente opgeslaan en kosstalletjies, en ons het met radio, was het radio selfone, dit was al selfone, ja. Het ons gehoor beverks en jy sien op daai dorp en op ons die dorp aan, nou die dag toe Festinus hier met sy fiets aankom, aangery met groot bravade en begeleiding van verkeersmanne en wat ook al, kom hierdie Festinus hier ingery en vir 'n boodskap vir sy bediening en wat daarmee saamgaan, en het ons Festinus hier verwelkom. Wat 'n blye dag was dit nie. Ons het groot feeste gehad. Dit was deel van die lewe van Festinus en Susan gewees. Hoe hulle die lewe geleef het. En hulle was hier gewees en op 'n stadium moes hulle weer terug Mosambik toe, ons het op hulle kontak gehou. En toe breek hy geweldige dag aan. Wat ons nuus kry, Festinus het letterlik verongeluk met sy fiets in Mosambik. En dit was 'n baie hartseer dag vir ons almal. Ons kon dit nie glo nie, ons kon dit nie verwerk nie. Dit was net moeilik, hierdie godsman wat fiks is, en wat fiks wil bly, en hier's 'n groot fietsryers hier saam met ons in die kerk, julle weet wie julle is. Festinus was lief vir fietsry gewees. Ek self het in 1947 of 3 het ek gery in my deel hier in Johannesburg, daar deur die zoo en al die plekke. Op die ander loop ek af en aan rye, maar ek is lief vir fietsry gewees. Maar Festinus verongeluk met sy fiets. En daar verander julle ma se lewe. Want hulle was gespan gewees. Hulle was deel gewees. Dit was hulle roeping. Ek weet hoe moeilik was dit in die begrafnis om sy liggaam te kry, en julle weet hoe dit gebeur, hoe hulle moes dit hanteer volgens die Mosambiekse wette en wat ook al. Baie moeilik, maar Susanne toe het sy vir 'n rukkie teruggekom. En toe sy Natal toe op 'n stadium was ek hier breekie reg het en ek so 'n bietjie kontak met haar verloor. Daar was sy weer in 'n verhouding gewees met iemand en baie kosbare verhoudings het baie geniet. Hulle was campers gewees, ek nie misgehad het nie. Hulle het rondgekamp en rondgebly van julle sal weet. En Susanne het ook gereeld op Facebook en op WhatsApp kontak gehou met haar mense. En dan weet hoe dit gaan en dit doen ek nou en hier is ek nou besig en ons bestuur daai kamp en ons doen dit. En toe op 'n stadium was sy terug daarvandaan, ek het nie al die detail nie, maar sy is toe na Dinokeng toe hierbo. En had sy reservaat bestuur tipe van ding, in beheer gewees en vir jare, 'n paar jaar was sy daar gewees op Dinokeng. Maar dit was ook nie maklik vir haar, ek weet. En toe so 8 maande, jaar terug, Jeanette, jy sal meer laat weet, plus minus, toe verskyn Susan skielik terug in die samelewing wat ons ken. En sy kom hier aan en sê, Susan, wat maak jy hier? Ek is terug. En hier het sy haar lewe die laaste paar maande weer gelewe, saam met haar skoonsister Jeanette, en het saam 'n huis gedeel, want Jeanette se moeder is oorlede, Festinus se ma, Tannie Gertie, wat ons goed geken het, en hulle het weer toe 'n leweetjie daar gebou. En ek weet dit was nie maklik nie, julle kinders sal ook weet, vir 'n vrou om weer aan voete te vind, en eintlik daar Festinus, daar lewe baie wipplank gery. Dit was wel moeilik geweest, het was al kop by mekaar, al hart by mekaar, al geloof by mekaar, maar ek glo haar kinders was vir haar groot inspirasie, die kleinkinders was vir haar groot inspirasie, maar dit nie mis nie. Sy het gelewe vir julle, het was wonderlik om julle in haar lewe te gehad het. Maar so het sy deur gelewe en relatief gelukkig vir my gelyk. Ek weet die laaste maande of 3 het sy nogal baie storms hanteer. Werkloosheid, sy probeer werk kry, werk was skaars, Jeanette het al werk verloor, onlangs by B&A hier so wat toegemaak het, en hulle tweekies het dit baie moeilike tye gehad, maar hulle het tog kontak gehou met ons en met julle en wat ook al, en so die lewe probeer leef. En toe so 'n week gelede, sien my vrou op Facebook of iets, Sane, en jy die dingetjie begin al. Sy sê, my man is Susan Bokker. Susan oorlede. En ek bel onmiddellik vir Sane, ek sê, Sane, wat gaan aan? Sy sê, ja, my ma is oorlede.
Ons kon dit nie glo nie, net jy was daar gewees, jy weet hoe moeilik dit was. En ek weet jy verwerk nog die trou. Dit is nie maklik om iemand te sien gaan. Maar hier is Susan skielik oorlede. En so het haar lewe op 18 Juni 2026, 3 dae voor haar verjaardag, toe is haar lewe verby. Maar wat wonderlik is, sy het vir God gelewe. Van haar ongevormde klomp af, het God wat haar gemaak het, waar haar deur haar lewe laat verstaan, ek weet wie jy is. Ek ken jou gedagtes, ek ken jou wie. Jy dink aan 'n ding, Susan, dan is ek al daar. Nie altyd maklik nie, maar Susan, omdat jy my geken het ek my verbind aan jou. En ek sal weer terugvat na my plekkie toe. Wat wonderlik is, ek wil hierdie lyn trek. Wie, as die Here ons aarde bestuur, glo ek, hy roep sommer sy hoof van staf. HR-hoof, kyk, God is in die HR-business, ons weet dit. Hy staan nie baie belang in karre en gebouwe nie, daar is in die HR-business, human resources. Ek dink die dag toe Susan beplan is, in die 1958, die Here dalk vir sy hoofengel gesê, trek ek gou die lerk, kom sê God dit lerk. Trek gou die lerk van die familie, ek stuur nog iemand aarde toe. Sy gaan Susan wees, en sy was sy gebore weke. Witbank, ek was daar. Nie toe sy gebore is, maar ek het ook aan Witbank gebly. Ek het land af 'n vakkrachtstasie gewerk, voor die bediening toe, so ek ken Witbank, Del Judo, daai wêreld. Want Susan is in Witbank gebore, en God sê, seker vir sy staf, en dan maak 'n herking op Susan hoor. Sy gaan daai kant toe. Hy weet God se manier van werk is, hy dispatch hom uit die hemel uit, kan ek amper sê. En die manier hoe hy dispatch is, hy word by Suid-Afrika geregistreer op 'n buitelandse paspoort, wat Paulus gaan registreer. En hy paspoort sê, hierdie God gegewe mens, wat God heeltemal dink moet skielik gearriveer op haar missie. Haar missie met hom Witbank begin. En daar het sy begin, en die siklus is voltooi, uitgestuur in die hemel, geregistreer, en ergens aan. Daar sy geregistreer. En wie toe sy oorlede is, dink ek, het die omgekeerde gebeur. God het met haar geloof, want toe sy sterwe, toe word haar bankrekening gevries. Haar ID word ingetrek. Haar paspoort waarop sy gelewe het verstrek. En wat wonderlik, ek dink God het weer vandag hoof gesê, trek gou van. Susan Morgan, sy is nou Morgan. Die versagingkind, sy is terug. Wil jy net gou vir ons noteer, sy is terug nie, haar paspoort is ingetrek op aarde, sy was toe heeltyd in RSA, trek haar paspoort in, sy is terug by die huis. Sy is veilig. En so is ek en jy op 'n paspoort vandag. We are not citizens of the earth going to heaven. In fact, we are citizens of heaven, passing through foreign water. Dis die kind van God. Dis ek en jy, dis ons jong mense. As ons die Here in ons hart het, beloof hy, ek is met jou, in jou trauma, in jou pyn, in jou seer. Ek sal help by huis bou. Ek sal vir jou die regte tyd kinders gee as dit nodig is. Ek sal met jou pad stap, ek sal met jou lewe kyk. En so sal hy lewe voluit gelewe. En as ons weer kyk na Filippense 1:21, vir my is die lewe. En ek is so jammer, baie mense stop net by die lewe. Die diploma teen die muur, die status, die gemandel, die lek wat jy slaan. Jy weet, ons lewe, hy moet besef ons vir wie ons lewe. Maar ek en jy wat weet ons lewe vir Christus, is die meer gedeelte aan my by ek. Vir my is die lewe Christus. En dan sal die sterwe 'n wins wees. Ek het vir Susan sê, en ek het die fotootjie nog gesien. Dis 'n oulike ding nie. Ja, oulikheid. Die kinders haar jeans dan. Sy geskeurde jeans gedra soos Caroline van Jaarsveld se. Maar in elk geval, kyk hoe mooi lyk sy daar. Hierdie Susan is groot gemaak in die vrese van die Here. Sy besef, dis nie genoeg nie. Ek moet hierdie Jesus in my lewe kry, wat in my pa en my ma se lewe was. En sy het op 'n stadium waar die lewe vir die Here gegee. En so ver gegaan,
dat sy gemaklik gevoel het om met 'n sendeling die grootste deel van haar lewe te leef. Iemand wat in ongemaklike omstandighede vir God werk. Dit was Susan gewees. Ons het haar geken. Sy is bekend in vereniging. Sy is bekend in kerkerne. Sy is bekend as 'n vrou van waardes. En hy wat is jou ma. Ek moet dan. Maar wij lopen vast. Dat is mijn ma geweest. Hierdie pastoor praat van my ma. Dat is jou ma geweest. Sy was 'n great vrou. Ek sê, maar dat is stekker gehad. Ek is 'n bietjie kwaai. Jy is 'n bietjie kwaai. Maar dat is ma wees. Ek doen 'n bietjie tigtig met liefde. Ek is so lief, was 'n bietjie kwaai, want daar was al gevoel. Ek sien hulle te min, of hulle bel my te min. Ek ken daai dan. En wil julle my vergeet my kinders. Wat is deel van die lewe? Maar sy het daai sekuriteit gehad. Ek weet wie hulle is. Het is amper soos 'n polisie in die rugby. Ek weet wat hulle nie weet nie. Maar Trikus het dan weer van hulle ry en gesê, ons weet iets wat hulle nie weet. Julle het geweet, dis my ma. En really, julle kan trots op julle wees. En sy was trots op julle. En my uitdaging vandag aan die familie en vir al die kinders en kleinkinders. Live for Jesus. Ek sê, wanneer jy die Here aanneem, dan vat jy die al die duiwes en jy trek sy oor. Dan vat jy hy stop by, jy stop by jy 8 en by 19. Jy weet, daar kom die moeilikheid. Nou, toe ek jong was, wat om swaar gehad, was meer vir golf, en ek was van kleins af maar Dominiekie. En ek het baie wonderlik, nou was die eerste, want die gespeel nie maar golf. Maar hulle kry al my bykie 19, ek was die enigste nigter uit die tot huis te kry. In die ou kombi van my swaar. So ek was altyd die drywer, wees jy iemand die drywer. Maar is lekker om die Here te ken. Preek, begin met Jesus in jou lewe. Dan raak die lewe lekker. Ek was soms sê, dan wals jy nog meer. Want jy weet die Here is my. Mag u versterk voel, mag u geseën voel om so saam rond te geken. En vir my was het absolute voorreg om haar en Verstines sy lewe in 'n mate saam te kon neem. Sy het altyd 'n verwysingspunt gehad na ons toe ook. Sy het baie vinnige dingetjie oor die pastoor dit of Lydia dit. Sy was 'n mens wat deursigtig was. Jy het geweet as sy gelukkig is, jy het geweet as sy probleme het. Sy het niks weggesteek nie. Maar ek eer aan haar gedagtenis en ek wil vir u sê, my boodskap vandag is vir u. Maak Christus jou lewe en weet die sterwe sal is. Mag God u seën. Ons is heel wat ouer mense hier vandag. En ek hou nie af om te sê, ek sê nog steeds my kerk, julle oud is ek. 59 jaar en 72 maande. Ek kan nie by 6 kom nie, dis verskriklik, want as jy sê 60, dan jy so nie, maar 59 jy ontmoet. So ek kan al jare in my gemeente aan 'n lyntjie met die jong pastoor, wat 59 bly. Goeie techniek. Maar ja, ons is meeste van ons is in die 60 en selfs in die 70, maar hou vast aan dit wat jy bid vir ons land, bid vir jou kinders, bid vir jou kleinkinders, kleinkies, julle moet nie gouer kom nie, maar leef die lewe. Maar kyk Christus in julle lewe, snap jy baie. Mag die Here vir u seën en mag u versterk. Kom ons sluit hierdie oor. Vader, baie dankie dat ons uit u woord 'n lewe kon vier van Susan Warren. Dankie sy alles verteenwoordig wat die Bybel en die Heilige Gees ons leer oor verhouding met Christus. Sy het nooit daarvan afgewyk nie. Sy het haar lewe gehad, soms was haar aandag afgetrek, soms het die lewe 'n lyn getrek wat sy nie geweet om te hanteer nie. Soms was daar versoek, soms was daar uitdagings. Soms het ons het verloor, soms het ons in oorwinning gelewe. Soms was daar uitdagings, soms was daar blydskap en oorwinning. Wanneer jy na haar lewe kyk, dan is daar goue draai deur haar lewe. Vir my is die lewe Christus en die sterwe gewins. Dankie dat ek weet sy is met u en by u. Dankie dat ons weet op grond van haar getuienis was sy kind van God gewees. Dankie dat ons weet sy het vir haar kinders 'n nalatenskap gelaat
van kinders doen wat ek gedoen het. Leef 'n lewe vir Christus en ek weet ons sal mekaar weer sien. Dankie vir haar lewe. Dankie vir Christine se lewe wat ons kan herroep, Here. Ek ken nie die ander mense in haar lewe nie, maar ek weet Christine was 'n groot deel van haar lewe. Dankie vir die twee se getuienis. Dankie dat al twee eintlik in diens gesterf het, Here, was bereid om voluit vir U te gaan. Dankie, Here, vir elke gebed wat sy saam gebid het, vir elke getuienis wat sy gelewe het, vir elke hartseer wat sy kon verwerk, vir elke vakansie, elke verjaardag wat sy by ons kon wees en saam met ons kon wees. Dankie vir haar lewe. Ons eer haar getuienis. En dankie, Here, dat U volgens Psalm 139 U verbind het aan Susan. So kan elkeen wat U sit. Ek bid, Here, dat nou die hart nuwe moed sal kom van hulle wat U sit. Dat die kinders nuwe momentum vanoggend sal kry. Want daar's 'n doel met vanoggend. Daar's 'n doel met die Psalm wat ons gelees het. Daar's 'n doel met die woorde wat ons gespreek het. Dat die kinders veral dit sal snap vanoggend opnuut in hulle lewe. En sê, ag Here, moet ons nie vergeet nie. Hou ons vas. Help ons om opnuut vir ons kinders te bid. Help ons om opnuut vir U te lewe. Ek bid vir elke kind wat U is, en elke kleinkind wat U is, dat hulle net sal besef, wow, dit klink vir my dis die moeite werd. Ek gaan nooit opgee op die Here, want Hy sal nooit op my opgee. Dankie vir elke getrouwe gelowige wat U sit, oom en tannie, broer, suster, wat ek uit hulle gesigte kan sien. Hierdie is mense wat die Here ken. Ek het 'n idee, Here, elke mens wat hier sit is 'n kind van U. Ek ervaar dit net, ek voel dit. Dis mooi mense die Here. Maar ek bid ook vir hulle wat twyfel na harte het. Hulle nou, Here, sal sê, Here, I'm coming home. Ek kom terug na U. En dan 'n nuwe lewe sal wees. In die moeilike werk wat ons lewe vir elkeen wat hier sit. Dis my gebed in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Ja. My liewe broer, suster, ons gaan nou net hier by die einde van die programmetjie kom. Is daar dalk 'n woordeblyk iemand wat iets kan sê? Vreet jy so welkom. Kom na vore. As hy sien, Liefste moeder, ek mis my elke dag. Maar ek vind troos daarin om te weet, om veilig in God se arms is. Die liefde, geloof en wysheid. Jy steeds in my hart voor het, en ek elke dag. Al kan ek maar nie meer sien nie. Ek voel ek steeds die teenwoordigheid, die mooie herinneringe, en die seëninge wat my in my lewe geword het. Dankie vir alles wat my van was. Ek moet altyd lief en koester, totdat ons in die wêreld moet. Rustig. Het is moeilik om te weet waar om te begin. Want hoe vat die mense hele lewe? Die hele mens is maar liefde en hulle saam. Net die pos. My ma was mooi, regtig mooi. Nie net buite nie, maar ook. Dis 'n mooi gedink, sy is 'n ma van 3 kinders en 6 kleinkinders. Sy was die jong van hart, mooi en vol lewe, maar so te sien. Sy was altyd netjies, haar hare, haar klere, haar huis, haar dinge. Alles was mooi geweest. En dit het sy my ook geleer. Om trots te wees op jouself, om dinge reg te doen. Om jou plek mooi te hou, al het jy nie mooi.
My ma het die lekkerste kos gemaak, maar haar kos was nooit net kos nie. Dit was liefde. Dit is soos mense bederf het. So vir jy moet eet, jy moet versadig wees, jy moet welkom voel. Sy mens moet haar kos lief gehad. Na die wil mense bederf. Sy was altijd rustig, sy was dapper, ek weet dat sy sê my werk en dit so goed gedoen. Sy het haar lewe oopgemaak vir God, en vir ander mense. Maar sy ook baie groot waar sy het. Haar tweede manifesting is gestraald so die lewe so lief. Sy moes haar opleid, sy moes op haar begrawe, sy moes terugkom met 'n gebrekte hart, en weer van vooraf begin. En dit is een van die dinge wat die meeste van my onthou. Sy het weer opgestaan. Want nie sal haar in lewe haar geslaan het nie. Sy het weer opgestaan. Sy het nie altyd baie gehad met. Sy was tevrede met dit. Sy het altyd die goeie probeer aansien. Sy het altyd die beste gemaak van wat vir haar was. My ma het elke keer ons gekom. As iemand niks gehad het nie, so sal haar laaste kos gedoen. Sy sou self binne sodat iemand anders iets kom. Sy het nie net oor liefde gepraat nie, sy het gewys. En kos, en boodskappe, en gebede, en haar omgewing, en haar manier van lewe. Sy was ook so romanties, sy was lief vir liefde. Sy was lief vir en sy was lief gehad, lief gehad. Sy het altyd gehoop, dat haar ridder op 'n wit paard daar sou kom. Dit was deel van haar sagtheid. Waar die hoop, waar die verlange, waar die geloof dat liefde mooi moet wees. My ma het 'n groot rol in my huishouding gespeel. Ons tye wat ons huwelik, wat sy ons huwelik al gered het. Ek het sy het my geleer. Ek kan al vergeef. Sy het geleer dat mens nie altyd moet vra, wat moet die ander persoon verander nie. Sy het gevra, wat kan jy doen? Wat kan jy doen om dinge beter te maak? Wat kan jy doen om te wys liefde? Wat kan jy doen om te wys liefde? Maar die raad sal ek nooit vergeet, want dit is nie goeie raad, dit was wysheid, dit was liefde. En wat was die laaste tyd in my pyn? Maar ek leer, haar nek, haar rug, en later ook haar. Het was swaar om te weet sy kry soos hier. Nou breek vir haar dat sy nie meer hier is. Dis daar ook 'n deel van my belangrijk, dat sy nie meer aan my nie. Sy hoef nie meer swaar te kry, sy hoef nie meer moeg te wees. Sal het verifisieer, ek dink daar was ook iets van die sewe wat nou gepas het, die rustigheid, die mooi, die verlange, die krag. Sy was lief vir God, sy het sy werk probeer doen. Sy het haar best probeer om volgens sy wil te lewe, of was die lewe nie altyd maklik. Sy het my geleer om myself te kyk, om selfstandig te wees, om hard te werk, om trots te wees op wat ek doen. Om nie op te gee, want nie sal moeilik in. Sy was self baie hard werk. En sy het altyd trots gehad om wat sy kan doen. Ek het ook verwacht. Sy was lief vir haar kerk, vir haar vriende. En sy het baie vriende gehad. Want mense het haar hart geken. Sy was so baie lief vir haar kante en enige kante. Sy het elke dag klomp katte gevoel, klomp wille katte gevoel. Ek het vorig maar het was die mens gesê was. Sy kon nie my gemakkelijk wegkyk as iets of iemand verzorging nodig. Sy was georganiseerd, het haar plek was altyd skoolkindjies. Selfs toe sy in 'n karavaan gebly het, was dit mooi. Sy het min gehad, maar sy het mooi gemaakt, dit was normaal. Sy het altyd iets mooi probeer maak wat sy gehad het. En dan was het al boodskapies. My ma het elke dag boodskapies gestuur.
baie lank gewees. Soms te veel gedink. Ek het later van gesê, maar en nou, as ek enigiets die laaste punt nou as ek in alcohol gaan, ek wis my voor om te tel, iets van maar te sien. Dis al mooi. Dis die klein goedjies wat ook nie altyd genoeg gewaardeer was nie. Maar gedoen is, stem is, gaan die kos mis, dankie wat ek gesien het, dankie vir alles wat jy my geleer het, dankie vir jou liefde, geloof, die eerste keer van jou liefde, en jou voorbeeld. Ek is wie ek is, omdat daar soveel van jou is. Maar wat is dit? Ek weet is wat my, en so aan Christus laat. Ons is altyd lief vir jou, ons is altyd lief vir jou. Ons is nie vergeet. Ja, ek moet bedank, so ek moet ek ook graag iemand sê, van die Magda, Jeanette, wat er al was, het was moeilijk geweest, maar so baie dankie, alles wat in my staan. Wat in die Nala, wat in Belinda, dit was altyd daar vir my maar, die liefde en ondersteuning, teken so baie. Die meeste van die wat sterk was van ons in die laaste paar dae. Ja, ek is iemand besterk is en die het van salve gegaan. Dan dankie aan almal wat luister. Ek weet almal wat nie mooi gewees het om die eerste keer maar ver van die tyd om te luister. Dan laaste dankie aan julle almal. Dat vandag die moeite geneem het om hier te wees, ek het so baie van die nodigheid luister en mooi Dankie Freddy, of Fred. Dat is so mooi om 'n eerlike wonderblyk te hoor en opreg, dankie Freddy ook. Jy het ook uitdagings gehad. En jy het dit ook genoem 'n ma betrokke was. 'n Ma, ja, 'n ma is altyd bekommerd oor haar kinders. Altyd wonder op sy wil gaan. En ek nou vir julle sê, ek is plantant eerlik. Maar nooit ooit negatief van kinders gepraat. Nooit. Sy was vergenoeg, sy was lief vir haar kinders. Jy hoor ook aan ouers wat sê, bring my kind dit en my kind dit. Nee, jy was so 'n goeie verhouding met ma. Sy was altyd daar. Ek kan nie mooi al die bedankings gehoor nie, maar baie dankie Fred vir alles. Vir ons dank ou daaroor, baie dankie. En dan die streaming, ek wil sê Christa, baie dankie. As jy nou wil kyk hoe word stoomel gedoen, dis Afrikaans. Ok, dan moet jy nou kyk na die gadgets wat sy like. Dankie hoor, dit is stoomel. Klein sê, nee. Klein dochter, kom sê vir ons iets, jy so wel. Ek sê geland wees, wie trap ons opgaan? Nou, kom, nee, kom. Ek sê nou doen daar Hollywood. Nou, sê.
Most of our conversations consist of stickers, gifts, and each of the sense of oneself. And I did manage she was strong, brave, and really beautiful. She knew she was. And she always reminded me that I was beautiful, and that everything that I did. She didn't do a lot, but she was always thinking of others. She was always selfless. My mom often told me that I should take care of my mom, my dad, my brother, school, most of the work, my faith. My mom was faithful. She was caring, she was funny. The last time I said that I read her home again. I remember she snuck me condensed milk and would always say, as your heart says, you take condensed milk. Then she would tell me not to tell my mom about it. I had to manage because it was really unhealthy. I must thank God for many things. Good sisters, caring, your family, and friends, but most of all God. She had a soul kinder and more generous than I had ever seen, and I strive to have a heart as loving as she did. I love you so much, Mom. Your love, your gifts, your beauty, your generosity, never be forgotten. Rest on. Dankie, my kind. Prachtig om te horen van die volgende verslag. Die verslag kan voorkom. Ek het eendag van Susanne geweet. Ek weet Susanne so goed in Engels. Sy het ook Engelse klinke. Well done. Well done. Thank you. Ek sal so met die ek het nog baie iets te sê. Dis nodig. Ek het vir die Susanne kan dit ons wat tof, vir sê, sy wil ons lewe, sy het nog gehoor, maar sy was altyd dan is Susanne is 'n regte mens, en ek weet van hom, ek is lief daarvoor, en dis wat ek van hom waardeer het, is dat sy regheid is, sy het 'n ding gesê soos 'n ding is. Sy het nie doekies omgedraai nie. En sy het gesê op haar manier, met liefde, jy het geweet, dit word nie uitgedraai met liefde. En elke keer wat ek was 13, toe is my pa oorlede. En sy en my ma, hulle stap op pad saam, kyk, daai was stout saam. Nee, hulle was stout. Hulle was sissies. En as daar krisis in mense lewe is, dan kan jy maar weet, dan is jy snap was. En sy het opgedaag. Sy het opgedaag saam met die Here, en sy het opgedaag na volle wese. En dit het ek vir haar saam waardeer. Die laaste, ek in my lewe, ek is so 2 jaar, dus as 2 jaar en 'n paar dae, ek is so 3 jaar. En dan is Susanne en ek op haar kluis geword. Ek het hier 'n baie moeilike tyd gegaan. En ek het net geweet, het 'n aanvulling gehad, dis iets fout is in my lewe, ek altyd 'n boodskap wat aan Susanne, ek kry 'n oproep of iets, en dan gesels ons. En daar was 'n tyd dat ek in my ma saam in gesels het, en Susanne elke dag terug. En ek kyk nou op haar groepie en ek sien hoeveel mense se lewe is. Het sy aangeraak om Jesus te leef. Sy het Jesus se liefde aan almal oorgedra op haar unieke manier. En dis mooi as jy dit praat, dis 'n legacy wat sy agterlaat. Jou ma sal elke dag moet gecheck het. En ek gaan vir julle ek kan die storie getuig vandag en sê sy het my nou iets gelei. Ek was verslaaf in alles en dat is so dat ek gestorm iemand het gebied. En sy het my gelei na bevryding toe. Sy het my na die magtig gewys van daar psigiatrie toe verloor. Ek leef al 2 jaar skoon lewe. En dis te dank aan hom. En ek wil tyd vir hom. Al was ek maak iets op wat ek gedoen in my lewe en sy was altyd lief vir my. En sy het my uitgetrap, sy is bom met sy uittrap. En sy het reg vir my gepraat en sy het die harde ding aan my gesê, mense het so iemand nodig. En ek dink dit is wat ek gesond vind in my lewe. Ek wil eendag, as ek eendag sou afstaan, wat ek die mense vir my sê, wat julle vandag van ons sê.
Ek dink is iets wat julle aan vas en so wil koester, dat julle maar die juweel was. Dis hy so steeds, en dis hoekom ek huil vandag, en ek is hartseer, want ek gaan hom mis, want dis my saak. Maar God het raar sy roos teruggekry, en sy het raar kom doen op orde, wat hy ons gesteer het. En die Susan het my ene geleer, en dit is om gehoorsaam te wees. Wees gehoorsaam as die Gees met jou praat. Wees gehoorsaam as jy daai stem met jou hoor. Maar wanneer kom sê, Tannie, ek weet nie, is dit nou die Here of dit nou af? As jy sê, dit is die Gees, en ek praat met hom. Wees gehoorsaam as 'n lede, en dit het altyd so uitgeraak. En omdat julle maar geluister het na daai stem in haar lewe, was sy so betrokke by almal se lewens, by julle lewens, by ons lewens, en sy het 'n verskil gemaak op ons sit. So ek kom vandag en ek sê vir die Susan, ek is baie lief vir jou, ek is baie dankie vir alles wat sy vir my het. Ek het jou lief, en ek sê jou altyd vir my afgekus. En dit is baie Ja, dat is mooi dat men die uitkomt. Ek moet sê vir jou, ek draag nou baie verwyde oor. En ek wil so 'n bietjie repliek net lewer, miskien julle wat lastig is. Ons kan nie lank wees, die repliek lewer op van die dinge. As iemand wat, soos jy, dankie vir jou predikant, wat sê ek was stikken, maar hierdie vrou het my gehelp om hierdie lig te sien, dan dink ek net, julle 3 dogters, julle kleinkinders, julle skoonfamilie, is dit die vrou wat ek jare mee gelewe het? En sy het soveel ander lewens verander. Mag het vir julle behoorlik wees om te sê, jy weet nie wat die Here vir my gedoen het deur my man. En as jy nou ook so 'n bietjie goed nodig het vanoggend, kry jy daai krag om te sê, ter wille van my man. I'm not what I want to be, but I'm not what I used to be. Watch my. Wat jy echt en ek sal na hierdie getuienis vanoggend, as familie, as vriende. Dis my wonders, my bemoediging, om te hoor wat gesê word. My dierbare, en ek jou, jy is so van dat jy is al vir my 50. Ok. Hartford 16, goeiemôre. Susan was my beste maatjie. Ons het graad 1 saam ingegaan. Ons het onder die bome gesit met kruisbene. Ek het uit 'n baie stormagtige huis gekom. En Susan het altyd vir my gesê, Jesus het jou lief. En ek het vir haar gevra, het hy my ook lief? En sy het vir my gesê, ja, hy het jou lief. Ons was in 'n NG kerk, daar moes jy stil sit. Daar het jy nooit te sê gehad, jy moes doodstil sit. Maar by Susanne se kerk het hulle gespeel, en die pastoor, hulle was by hulle, en het vir gesê, ons het julle lief, hulle was deel daarvan. Elke maandag het sy vir my gesê wat die pastoor sê. Vandag is 'n groot mens, 62 jaar later, wat ons vriende was, kan ek vir julle sê dat dit my moed gegee het, dat dit die lig in my lewe was, die Jesus wat sy vir my daar gebring het. So het ons die jare saamgeloop, laerskool, hoërskool. Ek het gaan leer, soos ek al kinders op die plaas gehad, vir julle Bianca. En toe ons kinders in graad 1 kom van 'n byl, sien ek iemand voor my en ek weet, dis Susan. En ons kinders was weer saam in die laerskool. En Susan was weer deel. En een aand het ek kom kuier in hierdie kerk, julle het 'n diens gehad met iemand hier. En bo op die verhoog was Susan. En sy het vir my gesê, ek wil jou voorstel aan Verstinus. Vra, wie is dit so? Sy sê, weet jy wat? Die nuwe man in my lewe. Volgens ek is baie bly. En toe het sy vir my gesê, ons gaan sendingwerk doen, net so kortlikie daarna. Vra, hoe gaan julle dit doen? Ek gaan alles verkoop wat ons het. En ons gaan net so gaan. Ek het vir haar gesê, jy kan nie dit so doen nie. Sy het vir my gesê, sy gaan. En ek het vir haar gekyk waar kan mens help of iets gee. En nou wil ek julle iets vertel. Haar ma, van die Emily, jy sal onthou, Christie, het altyd die sendelinge slaapplek gegee. Hulle het altyd by julle vernag. Jou ma het soveel saad gesaai, dat haar eie kind 'n sendeling geword het. En dis hoekom die Here vir haar daai werk
in daai deel gegee het. Want ouma het al begin daarmee. Ja, die laaste ruk wat Susan terug was, ons altyd op die telefoon saam met mekaar, en is heeltemal reg, so Chantal sê, Susan het al die afwerkies gestuur, Magda. Nadat van sê, Susan het nou staar, ek kan nie bly nie. Maar Susan het hulle gevat om in die vlerk, en sy het hulle nie gemis nie, hoor. En Edie ook, wat op pad geloop het, Edie, en ons wat ook geweet het van haar, goed wat sy deurgestoei het, die pyn wat sy gehad het met haar knieë en haar rug, hoofpyne, en sy kon nie by die theater gaan waar sy was nie, daar was 'n kiem. En hoe sy vir my gesê het, so Jeanette, die vroueoggend, sy het elke woensdagoggend het ons mekaar gesien, later ek en sy Jeanette saamgegaan. En sy het vir my gesê, ek wil na Jesus toe gaan, ek wil nie meer hier wees nie. Ek het vir haar geluister. En sy het daarna weer vir my gesê, ek het vir haar gesê, hoorie so, jy sê nie weer nou jy wil gaan nie, hy sal jou op die regte tyd kom haal, waar hy sal op die regte tyd kom. Maar net ek geweet, minder as 'n week later, het hy haar kom haal. Jeanette het vir my gebel 3 uur in die môre en vir my gesê, Susan het gesê ek moet jou bel. En sy het pyn in haar bors gehad, en sy het vir my gesê bid, soos wat sy vir my gebid het toe klein was. Kon ek vir haar gebid het tot sy by Jesus was. En ek dank hom vir dit. Vir al die hoop wat sy vir my gebring het, dat ek ook daar by haar kon wees na 62 jaar. Ek loof die Here vir dit. Sy was 'n wonderlike vrou. Sy het absoluut vir die Here geleef. Ek het haar Bybel gehad, en ek wil hom vandag vir haar kinders gee. Hoe sy haar saak weer, hoe die Here uitgemaak het. En hoe ek ook besef het, ons moet ons eie heil met vrees en bewering uitwerk. Daar is nie 'n ander pad nie, Here. Amen. Julle, dit is groot, ek het al groot mense begrawe, groot vergewe. En ek sê die eerlikheid wat hier uitkom, julle is iets wat julle kan einde, dankie my Boeta. Mens kan einde oor hoeveel iemand sy geraak het. Dit is absoluut wonderlik. Okay. Môre julle. Ons is klaar nie, maar my naam is Edie Koekoen. Ek ken nie Susan baie jare nie. Dan laas jaar het ons mekaar die eerste keer gesien, maar ek het gefees geken, van geweet, en ek het vriende wat gefees geken, en ek geweet dat hulle is in Mosambik. En ons is te lang Facebook vriende, en nie regtig geweet wie soos die ons het vriende wat vriende is. En wat gebeur is, ek het 'n getuienis vanmôre, was my so lekker toe was gelang, as my vertel van die getuienisse wat ons het met iemand se lewe. En in die laaste jaar het ek en Susan baie gepraat oor die werk wat sy gedoen het, oor die feit dat die raag geroep het om vir die Here te werk. Sy sê sy het nooit gedink na die lewe dat sy gaan vir mense preek en vertel dat hulle oor die Here Jesus dien. En ek wil ook vandag iemand onder wat nie genoem is nie. Sy vertel vir my van ons jou en Marie. En van al die mense wat sy oor gepraat het in die laaste jaar, het sy so baie van julle gepraat. En die impak wat julle in haar lewe gehad het, en die impak wat julle in die evangelie gehad het, om so passie vir 'n verlore wêreld. En die aand voor sy oorlede is, die aand, toe bel sy vir my, toe lê ek in die hospitaal, in die ICU, in Sandton, met my hart. En ek is siek, en ek het soos van 'n gesprek. Die ouens wat, is iemand wat nie vandag Afrikaans verstaan. Okay, can I change to English? So the evening that your grandma passed away, we had a conversation at 10 o'clock, past 10 at night. I was in hospital with myself and my aunt.
And we had this conversation and we spoke for a while. And I said, Susan, I know that your life is right with the Lord. And then she asked me the question. She says, Eddie, is your life right with the Lord? I said, Susan, we've had this conversation so many times in the last few months. And she says to me, and she confirmed to me to say, I'm so sure that my name is written in the book of life. I'm so sure. I know that I know. And this morning, I want to just sing a song. It's only 2 verses. And I want to dedicate the song to Susan. And the song goes and it says that there's going to come a time when we're going to stand before the throne of God. And there's only going to be one question. And the question is your name written in the book of life? Because every one of us that's sitting here this morning, we're going to stand before the throne of God. And we're going to have to, what is rekenskap? Wat ons rekenskap gee vir wat ons doen. And every time when I do funerals myself, I tell people, listen, I'll get it people. But definitely, if I do that, there must be you must know 2 things I'm going to tell the gospel. I'm going to speak about the saving grace of the Lord. If you don't know Him, you're going to stand before the throne of God. And there is a place called hell. And there is some people, there's good people going to hell, they never know the Lord. But this morning we celebrate a woman, so many of us that have known, that have served the Lord with all of heart, with all of mind, with everything that is within them. Ek het al met Janet sy gesit, en ons het dan praat ons oor die Here. Met Janet, ons gaan nou feeslik mis. En dan gaan ek 'n liedjie sing. En ek gaan ons 2 keer sing. Ons sing ons net saam nie. Okay? Julle is 'n mooi dag. Wie wens jy die dag kan so wees? There'll come a day when we will stand before the throne of God, and we will answer for what we have done. The only question that will be, is it written? Is your name in the book of life? Is it written? Is it written? Is it written? Is it written? Yeah. Is your name in the book of life? Is it written? Is it written? Is it written? Yeah. Is your name in the book of life? Say something. Try yourself to announce it. Is it written? Is it written? Is it written? Yeah. Is your name in the book of life? Is it written? Is it written? Is it written? Yeah. Is your name in the book of life? There'll come a day when we will stand before the throne of God, and we will answer for what we have done. The only question that will be, is it written? Is your name in the book of life? Is your name in the book of life? Is your name? Is your name in the book of life? Try yourself. Is my name in the book of life? Dankie my moeder, dankie dat sy leer net luister aan Susan se lewe. En regtig, ons het so 'n wolk van getuienis om ons. Ons kan nie anders op net weer dankie te sê. Dis Christine se boetie hierso.
vir jou sê, ek ken jou dominee, nee. Is jy die dominee? Bly my te sien, maar ek jou herken. Maar so bly van almal, baie dankie weer eens vir almal wat hier was, vir die bedankings, ons vrouens wat reg staan, soos die klankmense, vir elkeen, Jeanette kan eintlik met jou ook ken, net vir jou, en mama Gertie baie dankie sê, van my kant af. Susanne het 'n reis by julle gehad. Dit is so voor Vestines en na Vestines. En dankie jy die laaste oomblikke saam met daar spandeer. Ook dankie vir almal wat almal was. Ek sien die Pieter se ouers ook. Ag, is so lekker om almal te sien. En dit was ons werklik die mooiste van die mooiste begrafnis wat ek voorheen gehad het om deel van te wees. Net die eerlikheid, die opregtheid. Sorry for the English. I did not know you don't understand. I speak a good English. Like a good, you know. Maar so bly jy was hier gewees, hoor. Mense, ons gaan die slotlied saam sing, die slotlied die oorwinningslied. So kom ons gaan opstaan en gaan ons dit hier saam sing. Baie dankie. Dink net aan die lewe. Dink aan die wat gesing het vir ons, die Eddie. Dink net aan mense op ons verbinding, hou vas, Jesus leef. Hy is nie weg nie, hy leef. Hy kom ons volg. En die almoes van die, al my hoogste, wat die liefde ons, my koninkrijk verdien. My beloof aan die hemel, op die wolken kom my weer, hy is door die heilige Heer. Love of grace and hallelujah. Love of grace and hallelujah. Love of grace and hallelujah. Praise God and heilige die Jezus is de man voor altijd zal bestaan. Hij beschermt de mens van zijn liefde om te gaan. Hij bestrijdt ons maanden, hij vijand is verzwaard. Hij ziet ons alle eeuwen staan. Loof om prijs en halleluja. Love of grace and hallelujah. Love of grace and hallelujah. Praise the Lord van eeuwen staan. Om heerlijk de profeet en wandel naar boven, als de vijand staat voor hem, op dansen onze bloed. Om heerlijk van nieuwe vreemd, wat zijn woorden goed, wat zijn woorden zal eeuwig staan. Love of grace and hallelujah. Love of grace and hallelujah. Love of grace and hallelujah. Zijn woorden zal eeuwig staan. Jesus is the great one who was. Hij holy Vader in de dienst die dag in bewaard. Ik zie nog de dagen feestelijk heel breed staan. En die dag ligt bruiloft maar. Laatste keer. Love of grace and hallelujah. Love of grace and hallelujah. Love of grace and hallelujah. Zijn woorden zal eeuwig staan. Zijn
Mense, my laaste woord. Ek kan dit die oor beklemd en nie dat hierdie vibe, hierdie wat jy nou beleef, net dink is 'n begrafnis. God sê vanoggend vir hierdie mense, ek is lief vir julle. Soos wat julle is. God soek nie 'n CV nie. As jy nou jou hart volgee, nou besluit ek gaan my lewe verander, nou besluit dit gaan oor Jesus, wil ek jou sê, God wis jou verkeerdheid uit, en jy stap 'n nuwe mensie uit. Gaan dien hom, gaan geniet God, gaan enjoy hom. Dankie Susan vir jou, vir die manier waarop jy ons harte geraak het, en wat atmosfeer gegee het dan vanoggend. As dit nie vir jou was, het ons nie die getuienis gehad. Hemelvader, baie dankie vir die goddelike begrafnis. O Here, my hart is vol, want ek is so gebless deur wat hierdie vrou gedoen het. Ek gaan alles verkoop. Hier is ek bereid om dit te doen. Sy het net gedoen wat nie was nie. Daarom hierdie roemryke hulde blyk oggend vir oggend. Hierdie moes op die koerante gekom het, op die SABC vanaand, van hierdie merkwaardige vrou, wat lewens aangeraak het. Maar ons is getuies. Ons stap die weg met 'n vol hart. Ons stap die weg soos die Bybel wat sê, hulle was verwonderd oor sy woord. Die Emmausgangers, die mense, verwonderd oor sy woord. Ek is nog lang terug aan hierdie vanoggend wat ek beleef. Ek wil elke mens op die staan en ek in my hart druk, en sê, Boetas is hou vas. Ek wil die kinders in my hart druk en sê, kinders, julle het alles wat julle nodig het. Lord, I pray that you will bless us this morning. Thank you for everyone. And although we couldn't understand every word, maybe we sense in our spirit something good is happening this morning. Sien elkeen, ook die nagedagtenis. Ja, ons dalk nie weer 'n begrafnis ons mekaar gekom nie, maar ons mekaar eendag sien, op die plek wat U vir ons het. Ek bid U seën oor elkeen in Jesus naam. Amen. Kom ons neem met ons sitplekke wyne. Ons gaan nou vra dat die draers na vore kom. Ek ongelukkig nie name by my nie, soos wat gereël is, Fred, julle wat gaan dra, ons ondernemers. Dan gaan ons 'n stukkie mooi musiek speel. Dan gaan ons uit na die motor toe. By die motor kom staan ons ook wil. Ons net 'n laaste eerbetoon doen. En nadat ons by die motor klaar is, kom ons so ere waggie staan as Gerda hulle uitry die motor. En dan beweeg ons na die koffiedek. Daar's heerlike verversings wat die familie gereël het. Kom drink 'n koppie koffie saam voor U vandag. Die Here seën vir baie dankie. Kom ons staan.
Ons kan maar deurkom. As hy vriende en familie, ons is hier by die laaste eerbetoon. Het is my altyd mooi dat dit buite plaasvind. Daar is nie 'n menslike verandernis nie. God se son, die blou lig, dit wat die son lief gehad het, dit wat vir ons almal lekker is. En hier is haar ou kussie. Ons weet in die gees is hy by die Here, maar hier is die liggaam wat ons lief gekry het, is letterlik daar. Ons het lief geraak vir daai pakkie en waarin sy verpak is, wat so mooi was, die mooi mens. So ons gaan nou die laaste keer vir hierdie liggaampie totsiens sê. En ons eer hier nagedagte. Ek wil nie meer woorde sê soos wat binne gesê het nie. Dit was net eenvoudig hierdie plek, of die lig van die Here op hierdie plek volgens geskyn het. Dit was net wonderlik in Uself. Jy kan gaan heimwee vanaand oor dit wat ons vandag beleef het. Maar ek wil ons net so by oordenking net vir ons Psalm 23 lees. En dit kom uit die mond van Susan, kan ons sê. Sy wil vir ons sê, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer in groenwy velde en op waters waar rus is. Lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel vir my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly 'n lengte van dae. Susan, jy's gegroet. Maar dankie vir dit wat jy nalat, dit wat ons geweet het van jou, en dit wat ons nie eens geweet het. Lewens wat jy aangeraak het, sonder om dit eer vir jouself te maak. Dankie vir wat jy gedoen het. Ons groet jou, en die familie groet jou. Ek gaan oorgee aan die ondernemer, Gerda, baie bekend aan ons, en sy gaan vir die familie kans om my eerste eerbetoon te doen. Dan kan u volg, en dan so op hulle woord kan jy net die kus vir ons sit, en dan maak ons so erebak nie, en ons laat mamma net vertrek. Baie dankie Gerda. Ek gaan net eers vra dat die nabye familie laaste eer betoon, daarna is u meer as welkom ook om 'n laaste eer te betoon. As daar nog enige iemand is vir laaste eer wil betoon, is u nou meer as welkom.
Is daar nog enige iemand? Ja, kan ek net vra dat die draadskap voor toe kom? Ons mense kan maar so, as jy wil so ene wag die vorm. Net so, twee kante, dit is altyd my mooi. As my so op 'n manier net op die kan jou kraak, wat jy nee, wat nie dan dit was vir my op. Ek gaan net mis. Baie dankie. Kom ons leer waar legacy